Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, nee, is die 27ste Julie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerben, man is opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor wie dien jy? Wie het jy gister gedien? Wie dien jy vandag? En wie is gelukkig oor jou? En ek het julle gesê verlede week dat ek gaan ek bietjie met julle praat oor 'n video wat ek gekyk het, en as julle die video wil hê, vra vir my, dan stuur ek hom vir julle aan. En hierdie video gaan oor wie is vandag gelukkig oor jou? So of God of die vyand. Soos of God het vir jou gesê, well done, goeie getroue diensknegt, jy was getrou geweest, of die vyand gaan vir jou sê, well done, jy is myne. Nou elke dag kan ek en jy daai ding deurgaan, daai besluit maak in ons lewe wie ons wil dien. En dan vanaand, as jy in jou bed gaan klim en jy gaan lê so rustig agteroor, en dan vra jy jouself die vraag, wie sal vandag vir jou gesê het, wel dan, was dit die Here gewees of was dit die vyand nie? So wie dien jy? So die persoon sê, ek en jy hoef nie te wag tot ons dood is om te hoor, goed so, getroue diensknegt, jy was getrou geweest nie. Hy sê, ek en jy kan elke dag, gaan die Here of die vyand vir my en vir jou sê, goed so, jy het vandag, was jy my kind geweest. En hierdie persoon sê ook, dat jy in jou handel en jou wandel, hoe getrou is jy aan God of aan Satan geweest? Waarna kyk jy deur die dag? Waarna luister jy deur die dag? Waarmee hou jy jou besig, jou hande en jou voete en goed? Waar loop jy in die dag? So vanaand as jy dan in jou bed lê, dan kan jy so gou-gou bietjie gerangskikking doen in jou brein. Waarmee was jy besig? Waarna het jy gekyk? Wat het jy gesê? Jou mond teenoor iemand? En dan weet jy, gaan of God of die vyand gaan vir jou sê, well done, jy het dit gemaak vandag. En die persoon het op 'n stadium kom hy op 'n punt en hy sê, ja, ons almal is Christene, ons almal het ons hart en lewe vir Jesus gegee, maar leef jy dit? En besef 'n ou dit, wat jy gesê het teenoor iemand anderste, hoe jy dit sê, hoe jy met mense praat, waarna jy gekyk het te goed. Hy sê, dan besef jy, dat die vyand kan by jou kom vandag en sê, weet jy wat, die vyand sê vir God, hy het miskien behoorte aan jou, maar vandag het daar nie vir my gewerk. En die persoon sê dit ook so mooi, hy sê, ek wil nooit hê die vyand moet vir my sê, well done nie. Die vyand mag nie vir my sê, well done, jy was 'n goeie ouetjie gewees vandag, jy het vir my gewerk nie. Ja, jy behoort miskien aan God, maar vandag het jy vir my gewerk. En dit is iets wat my ook geraak het toe ek het na geluister het te goeder. Want ons is so geneig om te dink, nou, ek is 'n kind van die Here en goed, maar moenie op my trap nie. Gaan nie gemors word nie. Ek is ook 'n mens en ek gaan ook my toespraak gee en ek gaan ook my uiting gee oor wie en wat ek is. En dan lê jy in die bed vanaand en dan kan jy sê, vir wie was jy getrou geweest? Aan wie was jy getrou? En dit is nog iets om oor na te dink. Maar kom ons gaan kyk het in God se woord, wat vir ons beteken, is Matteus 25, hy sê hierso, dit gaan oor die, vanaf verse 14, dit gaan hier oor die gelykenisse van die talente. Hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle besittings toe vertrou, en die een het hy 5 talente gegee, en ons almal ken hierdie gedeelte. Hy het vir die een 5 gegee, vir die ander een 2 en vir die ander een 1. En die wat 5 talente gehad het, het dit gaan vermeerder en hy het nog 5 ekstra teruggebring. En die Here sê vir hom, goeie getroue diensknegt. En so ook vir die een met die 2. Hy sê, maar die ergste ene is die ene wat 1 talent gehad het. Hy sê, verse 25, omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestoor het nie. Daarom
moes jy my geld by die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. So met ander woorde, as ek en jy sê, ons is 'n Christen, ons behoort aan Jesus Christus, dan moet ek en jy oeste oplewer, as ek dit so kan sê. Ons kan nie sê, ek is 'n diensknegt van God, maar ek sit agteroor en ek doen niks vir sy koninkryk nie. Wat het ek en jy vandag gedoen? En wat gaan ons doen vir die koninkryk van God? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here baie dankie vir die woord, Here. Ja, Here, hierdie was weer soos 'n eye-opener, as ek dit so kan uitdruk, Here, om te weet dat of u, of die vyand, is gelukkig oor my dag vandag. Dan kan een van hulle sê, well done. Here, en ek wil nooit hê dat die vyand vir my sal sê, well done nie. Here, bewaar my en lei my, dat ek vir u in hierdie koninkryk van u kan werk, Here, en meer mense van u kan vertel, sodat ons siele na u toe kan trek, Here, dat u ook vir my sal sê, goeie diensknegt, u was getrou gewees. Here, en ek sê vir u dankie daarvoor, lei ons, vergewe ons, omdat ons tekort skiet, en ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie, en maak seker, dat God tevrede is met jou, en nie die vyand nie. God bless.